Ek het baie lanklaas 'n video gemaak of enigiets gesê op sosiale media, maar ek het gevoel ek moet hierdie met julle deel. Dit is so belangrik in die tyd waarin ons lewe en ek dink die mense verstaan altyd nie. Ek het hierdie post gesien van iemand op Facebook, 'n redelike bekende persoon eintlik, maar ek het hom maar toegemaak dat nie almal dit sien nie, wat sy naam is nie. Ek sal hierdie volk en hierdie kampstige God van ons nooit weer vra vir enigiets nie. Kom, einde kom. Wat is die punt van hierdie plek en ons bestaan? Net om te suffer en skaars te mag lewe? Fok hierdie land en almal wat probleme het met ons wit vel. Vaarwel. Ek kan nie veel beskryf hoe hartseer dit is nie, want daar is so baie mans, veral jong mans, maar ouer mans ook, maar veral jong mans, wat op die oomblik in 'n lewe so voel, op daai plek is, wat hierdie man is. Hierdie man het 'n gesin, hy is onlangs getroud, hy het 'n klein dogtertjie. Hy is eintlik veronderstel op 'n baie goeie plek te wees, hy is 'n baie talentvolle jongman. Maar as gevolg van die omstandighede en dit wat hom omring, ek weet hy sukkel baie om werk te kry, het hy homself totaal oorgegee aan nihilisme. Dit is waar jy so wanhoopig raak, jy glo meer daar's niks hoop nie. Niks het meer betekenis nie. Nie geloof nie, nie die toekoms nie. Niks maak regtig saak nie, want alles is tog vir niks nie. En die oomblik as jy jouself daaraan oorgee, lei dit tot selfvernietiging. Ek praat hier uit ervaring uit. In my 20's was dit vir my ook, en ek dink elke man om homself waarlik te vind, moet daardeur gaan en die stryd oorwin. Meeste mans veral jong mans wat die gevoelens begin kry, gee hulle self aan drank en aan goed oor wat, ek wil amper sê, nie saak maak nie, kleinlike dingetjies. En dan later in hulle lewe steek dit uit as hy sy vrou mishandel, sy kinders pap slaan, eldag by die kroeg rond lê en homself nie kan beheer nie 'n werk kan hou nie, hopeloos te veel pornografie kyk en verslaaf is aan alles wat moontlik verslaafbaar is. En dit begin alles by daai, wat hy nie, ek wil amper sê die duiwel van wanhoopigheid in die gesig kon staan nie. Het is so maklik om so te voel in vandag se lewe. Ek meen alles is teen ons gekant en niks is maklik nie. As jy wil werk hê, soos die man ook 'n werk wil hê, ek weet die ou wat die pos gemaak het, die skrywe, wil graag 'n werk hê, hy soek al hoe lank 'n werk. Hy probeer al soveel goed. Hy probeer eintlik vir sy volk ook opstaan op 'n manier. Maar net niks dood en vandag wat hy doen is goed genoeg nie. En die pos, meeste mense wat hom lees, sal die eerste keer as hom lees, sal hom verkwalik. Hoe kan hy so voel? Hoe kan hy opgee op God? En hoe kan hy opgee op dit? Maar ons moet verstaan waar dit vandaan kom. En ek het nie regtig raad nie, behalwe miskien, en ek dink dit is die belangrikste ding, hoe ons almal dit kan oorwin. Want ek was ook op baie plek in my lewe. Mense raak so kwaad. Dis eintlik die kwaad in jou. Jy kyk om jou rond en jy sien hoe jou volk verarm of hoe iemand nog vermoor word en hier iemand mishandel word en hoe daar 'n kind verkragt word en hoe dit hier gebeur en hoe die regering wegkom met al hulle skelmstreke en jy sien nog een van hierdie adders wat in die volk rondwandel en maak of hulle vir ons staan. Jy sien die politieke partye, jy sien die kerke wat vir ons lieg, jy oral waar jy kyk is almal besig om ons te bedonder en te bevark en dit maak jou so kwaad want die mense wat dit veronderstel is om raak te sien dit nie raak nie, hulle loop nog steeds agter die stelsel aan, nog steeds kyk hulle, glo hulle laat Siya Kolisi en die Springbokke die land gaan verenig en dit maak jou so kwaad want jy weet dit is dit wat ons in die moeilikheid het en jy kan nie regtig iets daaromtrent doen nie. En die ergste van alles is die mense wat nou al moes wakker geword het, is nog nie wakker nie en jy sien elke dag hoe val hulle in dieselfde strik en jy's kwaad. Maar dis daai woede wat aanleiding gee tot hierdie geweldige nihilisme. Die woede en die kwaad in jou begin jou verteer, begin jou opeet, begin jou vernietig. Ek was self daar in my lewe gewees, in my 20's, waar ek op 'n plek gekom het waar ek so kwaad was, waar ek eintlik 'n gevaar geraak het, wil ek sê, vir wat ek toe in staat kon gewees het, indien die regte situasie ontstaan het. En ek wil amper vir julle sê, dis waar verkeerde vriende en verkeerde kennisse ook 'n baie groot rol kan speel, waar hulle heeltemal jou hele lewe kan vernietig, as jy die verkeerde invloed kry. Want jy wil so graag die oplossing bied, want jy's 'n goeie ou. Jy's nie 'n slegte ou nie. Jy wil regtig 'n goeie verandering sien, maar alles steun jou en almal is teen jou. En dan kyk jy op en jy sien nog mense sê, maar die Afrikaners en die blankes in Suid-Afrika is nog nie regtig so arm nie. Dit gaan eintlik nou goed met ons. Ek sien deesdae dis sulke ding wat baie keer gesê word.
En ek gaan vir julle sê wat, dit is 'n groot klomp kak. Dit gaan nie goed met ons volkie, dit gaan goed met 'n paar mense. En as jy dink dit gaan goed met ons volk en met ons mense en ons is ryker as ons nog ooit was, dan is net jy ryk en dit gaan net goed met jou. En jy is ver verwyderd van die gemiddelde mens daar op straat. Jy weet nie wat met hulle aangaan nie. Ek sê vir die mense wat dink dit gaan net goed, jy is ver verwyderd van die realiteit. Dit gaan bitter met ons mense. En ons jong mans is verskeer. En dit verskeer ons gesinne. En al manier hoe daai jong man homself kan red, is om daai kwaad te vat en dit te kanaliseer, om te sit in iets beter, in iets goeds, om dit te gebruik as 'n dryf, om iets te bereik. Hoe, weet ek nie, dis 'n stryd wat elke man self gaan moet voer. En as jy dit oorwin en jy kom daar uit, is jy 'n man wat iets kan bydra tot hierdie volk, tot jou gesin. Is jy 'n man wat absoluut alles kan bereik. Maar jy moet eers daai totale wanhoopige stryk oorwin. En jy kan dit slegs doen uit 'n punt van geloof, deur God se krag in jou, deur die Gees in jou, maar tweede, deur jy wat wil. En jy wat besef, ek gaan nie gaan lê, maak nie saak wat nie. Ek was ook al laag geweest, ek was ook al stikkend geweest. Flip en hel, ek het al deur so baie goed om met jou gaan. En al wat mens optel op daai tyd, is al wat jou red, is die wil om op te staan. Jy moet altyd die lewe sien as 2 tree vorentoe, 1 tree terug. 2 tree vorentoe, 1 tree terug. Die dag as jy op jou knieë geslaan word, sien dit as 1 tree terug. En staan môre op en probeer weer. Daar's 1000 kere wat ek verloor. Die milisie is weggeslaan, maar die ander land doen daarom beter. Dis nie soos ek dit wou gehad het nie. Maar ek maak 'n plan, ek gaan maar net aan. En ek wil amper sê, geloof is hierso sentraal, maar ook jou wil om weer op te staan. Ons jong mans is 'n baie slegte plek vir ons vandag. As jy nie 'n pa het of 'n familie het of regtig 'n geleentheid kry en iemand gee jou geleentheid nie, hoe gaan jy iets maak? Hoe gaan jy begin? Want as jy wil werk, is dit ook nie goed genoeg nie. Jy's dalk 'n seun wat nie 'n pa het wat regtig wat hy net kan opsien nie. Of jy's 'n seun van 'n enkel mamma. Wat moet jy doen? Hoe begin jy? Hoe as jy daai kindjie in die strate is vandag en een van die blanke plaggersklampe of een van regtig arm kind is met swak opvoeding en jy word blootgestel aan al die slegte goed en daar's pedofiele om jou en dis drank en dis dwelms. Hoe staan jy op? En ek dink die mense wat sê dit gaan goed, en dit is regtig mense wat baie goed vir ons volk doen, dis goeie mense wat dit sê, want hulle is ver verwyderd van wat aangaan in die volk. Hulle lewe in 'n prentjie wat dit vir hulle goed gaan, en hulle is so ver verwyderd dat hulle net hier kan kyk en hulle sien vir hulle gaan dit goed. Maar so raak daai arme man wat so sukkel ook, hy is so vasgevang in die ou prentjie van sy lewe, dat hy net kan fokus op dit en nou. En nou gaan dit bitter sleg. Hy vergeet van die toekoms. Hy vergeet van die verlede. Hy fokus net op die nou. Jy mag nooit net op die nou fokus nie. Want as jy op die nou fokus, gaan jy verloor. Die nou is lekker, maar môre is dit nie meer lekker nie. Jy moet fokus op of die nou is sleg, maar môre is dit dalk nie meer sleg nie. Jy moet fokus op waar jy vandaan kom en waar jy graag wil wees. Einde van die storie. Vergeet die nou. Die nou maak nie saak nie. Dan moet jy begin doen die lesse wat jy geleer het en die lesse wat uit die geskiedenis en hoe gaan jy dit bereik in die toekoms? Waar jy nou is, maak jy regtig saak, want jy kan 'n koning nou wees en jy gaan môre alles verloor. Jy kan nou 'n arme man wees met niks nie en jy kan alles wen. Ek dink ek moet hierdie boodskap stuur toe ek dit sien, want ek dink so baie mense gaan dit lees en verkeerd opvat. Wat nie verstaan nie is dat duisende van ons jong mans voel so. En ouer mans ook, ek sien dit oral. Voel so, totaal wanhoopig. Wat kan jy doen? Niks wat jy doen is goed genoeg nie. En almal daar buite is net soos, "Wow, kom as jy nie soos daai ou nie. Kom as jy nie soos daai ou nie." As jy nie die geleenthede het nie, soos ek nou verduidelik het van die arm seentjie wat groot geword het sonder 'n ma of met 'n enkel mamma in die plakkerskamp, hoe die hel staan hy op? Jy moet jouself in daai situasie sit. So ek bid vir die jong man met my hele hart en siel. Ek kry hom jammer, maar terselfdertyd sê ek moenie moed opgee nie. Dees jou een tree terug.
2 tree vorentoe.